Ons kom vandag dan by Openbaring hoofstuk 13, die hoofstuk wat handel oor die anti-kris. En ek het nog 'n vermoede dat dit een van die redes is waarom nog volgens so baie mense in die kerk is. Ek dink almal wil kom hoor waaroor gaan dit. Maar ek glo die Here gaan vandag regtig met ons praat uit hierdie gedeelte uit. Kom ons bid net eers saam voordat ons lees. Here, ons sê vir U dankie dat ons U woord het. U woord is die waarheid, U woord is die lig op ons pad. En ons bid dat U deur U woord U waarheid in ons lewens sal indra. Doen dit, Here, ook uit hierdie gedeelte wat ons vandag gaan behandel. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ek gaan weer 'n bietjie later by die skriflesing self uitkom. Ek wil net eers so 'n kort inleiding gee. Geliefdes, toe ons die eerste Sondag met Openbaring begin het ek vir Stefan Joubert aangehaal wat gesê het, geen ander boek in die Bybel is waarskynlik deur die loop van die geskiedenis so misverstaan, verkeerdelik aangehaal en versnipper soos hierdie verhaal van God se oorwinning deur Christus nie. En geliefdes, as dit waar is vir die hele Openbaring, dan dink ek, is daar een hoofstuk waarvoor dit nog meer waar is, en dit is Openbaring hoofstuk 13, die hoofstuk wat handel oor die anti-kris. En ek dink deur die jare is daar oor hierdie hoofstuk, ek kan dit nie op 'n ander manier sê as ek dink 'n klomp dwaashede al kwyt geraak. Dinge wat mense oor hierdie hoofstuk gesê het, wat doodgewoon net nie die waarheid is nie. Die mense wat al beskryf is as die anti-kris is legio, van Hitler tot Stalin, tot Ronald Reagan, tot Bill Gates, en ek lees iewers deur die week dat selfs professor Tim Noakes, naam wat aan ons baie bekend is, 'n Suid-Afrikaner, en nog honderde meer, al beskryf is as die anti-kris. En alles en nog wat is al uitgewys as die merk van die bees, van kredietkaarte tot rekenaars, tot die merk van jou duimnaal as jy gaan stem, tot inentings en enstowwe. Soveel dinge wat mense al gesê het, maar hierdie is nou die eintlike merk van die bees. En al hierdie mistastings het eintlik maar begin by mense wat Openbaring 13 gelees het en nie verstaan het waaroor dit eintlik gaan nie. Kom ons gaan kyk of ons nie vandag die geheim van Openbaring 13 kan ontrafel nie. Nou verlede Sondag het ek gesê dat Openbaring 12 'n nuwe deel van Openbaring inlei. In die eerste 11 hoofstukke het dit hoofsaaklik gegaan oor die stryd tussen die gelowiges en die ongelowiges hier op aarde. Maar vanaf hoofstuk 12 het ons gesê, kom ons agter dat daar 'n ander stryd aan die gang is. Ons het so agter die verhoogste skerms ingekyk. En ons het gesien dat daar 'n groot stryd aan die gang is tussen God en Satan. Die groot stryd tussen die lig en die duisternis. En nou moet ons onthou dat Openbaring 13 met ander woorde deel is van hierdie tweede groot deel van Openbaring. Hierdie groot stryd tussen God en Satan. So dis 'n belangrike ding wat ons moet onthou as ons Openbaring 13 lees. Maar dan 'n ander ding wat belangrik is. Ons kan nie Openbaring 13 lees voordat ons nie Openbaring 12 gelees het nie. Nou vir Openbaring 12 het ons nou verlede week na gekyk, maar daar het ons gesien hoe dat die duiwel telkens die onderspit delf teen God. Hy is eers deur die aartsengel Michael uit die hemel uitgegooi, saam met 'n derde van die engele. Toe wil hy vir Jesus verslind, toe Jesus gebore word, en op daai oomblik het God vir Jesus opgeruk na die hemel toe, sodat die Satan niks aan hom kon doen nie. Later het ons gesien hoe dat Satan die kerk wil vernietig, het 'n groot watervloed daar in die woestyn agter die kerk aangestuur. En ook daarmee het hy misluk. Die Here het die aarde laat oopskeur en die water het in die aarde in
weggesyfer, sodat die kerk nie beskadig kan word nie. En toe het ons gesien dat die duiwel nou is hy kwaad. En toe gesê het, maar nou gaan ek, in steede daarvan dat ek net op die groot kerk gaan fokus, gaan ek ook nou my fokus verskuif na die gelowiges toe, met ander woorde die lidmate van die kerk. En daarin in hoofstuk 12 vers 17, die laaste vers wat ons laasweek gelees het ons gesien hoe dat Satan se bose plan toe bekend gemaak word. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Met ander woorde, nou is Satan se aanvalle en sy fokus is op my en op jou, op ons as lidmate. Nou gaan ons lees, ons begin by hoofstuk 12 vers 18 en dan lees ons die eerste 10 verse van hoofstuk 13 ook saam. Die draak het toe op die seestrand gaan staan en toe het ek 'n dier uit die see uit sien kom met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heerserskrone en op sy koppe godslasterlike name. Die dier wat ek gesien het soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee. Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Die mense het die draak aanbid, omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word en wie kan teen hom oorlog voer? Die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster en om 42 maande lank gesag uit te oefen. Hy het teen God begin laster. Hy het God se naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster. Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. As iemand kan hoor, moet hy hierna luister. As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word, word hy met 'n swaard doodgemaak. Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Broer en suster, die aanslag teen die Christendom, teen die gelowiges, begin hier op 'n strand by die see. Wat die draak van plan is om te doen, kan hy nie op sy eie reg kry nie. Hy's doodgewoon nie en staat daartoe nie. En daarom wag hy nou vir 2 handlangers wat moet kom om hom te help. Nou Satan, en ons gaan dit nou vandag oor en oor sien, Satan is eintlik die groot naaper van God. Soos wat daar 'n goddelike drie-eenheid is, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, so is daar ook 'n, kom ons sê dit, noem dit 'n sataniese trio of 'n sataniese drieheid wat bestaan uit die draak, die dier uit die see en die dier uit die land. En hulle het 'n doel om die Satan se planne in werking te stel en dit uit te voer. Nou die see is in die Ou Testament veral tradisioneel beskou as die woonplek van bose monsters. Ons lees onder andere, dis op baie plekke, maar onder andere in Psalm 74 vers 13 lees ons daar, dit is U wat deur U mag die see onstuimig gemaak het, U wat die koppe van die monsters in die see vermorsel het. Dis daarom nie vreemd dat die eerste dier uit die see uit opkom, wat nou die draak moet bystaan nie. En ons lees daar dat hy begin opstyg uit die water uit, en die eerste wat ons sien is die horings, dan sien ons ook die krone op die horings, en die koppe van hierdie dier wat uit die water uit opkom, en daarna kom sy hele res van sy lyf, kom dan op uit die water uit en word sigbaar vir die mens. Nou enige dier wat so beskryf word,
soos wat hierdie dier beskryf word, en so groot is, soos wat hierdie dier beskryf word. Boonop nog met al die koppe en die horings en die krone en alles wat daarmee saamgaan. Enige dier wat so lyk, sal mens bang maak, sal vrees inboesem by jou. En dis presies wat hier ten doel gestel word as Johannes dit so beskryf. Hy wil eintlik hê dat as ons hierdie beeld van die dier sien, dat die mens verskrik moet word. Die 10 krone, een op elkeen van die horings, wil boonop vir ons sê dat hierdie dier met geweldige mag toebedeel is. En tog, broer en suster, is dit nie ware mag nie. Omdat Jesus Christus die Satan reeds oorwin het, is sy handlangers ook net so magteloos soos wat die draak is. En is hierdie 10 horings en krone niks anders as gewaande mag nie. Met ander woorde, hierdie dier verbeel hom dat hy sterk is, hy verbeel hom dat hy mag het oor die hele aarde, maar in werklikheid is dit nie so nie. Hy loop rond en hy bult sy spiere dat almal vir hom moet bang word. Maar is alles maar net in sy verbeelding wat dit afspeel. Eintlik lei hierdie dier aan 'n grootheidswaan. Hy verbeel hom dat hy groot en sterk is, maar die werklikheid lyk anders. En dan kom Johannes en hy gee nou vir ons 'n klompie leidrade om vir ons te help om hierdie beeld beter te kan begryp. Ek gaan nou so 'n bietjie deur hier van vers 1 af, hoofstuk 13 vers 1, net so 'n bietjie vers vir vers behandel, dat jy kan sien waaroor gaan dit. Ons lees in vers 1 dat daar allerlei godslasterlike name op die koppe van die dier geskryf is. Nou ek het al 'n paar keer daarna verwys dat die Romeinse keisers in daai tyd hulle self eintlik as gode beskou het. Die bekende Julius Caesar het byvoorbeeld opdrag gegee dat daar 'n standbeeld van hom gemaak moet word en dat sy standbeeld dan tussen die standbeelde van die afgode in 'n tempel geplaas moet word. Daar selfs in baie gevalle spesiaal tempels gebou ter ere van sommige van die keisers. So die keisers het hulle self as gode beskou. Maar die een wat uitgestaan het bo al die ander Romeinse keisers, die een wat daarop aangedring het dat hy aanbid sou word as 'n god, is Domitianus. En dis die keiser wat geheers het in die tyd wat Johannes hierdie boek geskryf het in die jaar 95 na Christus. Nou hoor 'n bietjie wat het hy gedoen. Die Romeinse senaat kon normaalweg eers nadat 'n keiser dood is, aan daai keiser goddelike mag toeken, of 'n eretitel van God aan daardie afgestorwe keiser toeken. Maar Domitianus was 'n bietjie haastig geweest. Hy wou nie wag totdat hy doodgaan voordat dit gebeur nie. En daarom het hy daarop aangedring dat hy aangespreek sou word as Dominus et Deus Noster. Dit beteken, dis in Latyns, maar dit beteken ons Heer en God. So hy het daarop aangedring, reeds terwyl hy geleef het, dat die mense hom as God moet vereer. En nou vir die Christene, kan jy verstaan, was dit absoluut godslasterlik geweest, dat 'n gewone mens homself sou kon beskou as God. En dit is presies wat hier bedoel word, as daar gesê word dat daar godslasterlike name op die koppe van die dier geskryf staan. Dit gaan oor Romeinse keisers, baie spesifiek dan ook Domitianus, wat hulle self as gode beskou het. En soos wat ons aangaan vandag en ook verder in die volgende klompie weke, gaan ons sien dat daar, hoe dikwels Johannes eintlik van 'n verskuilde term gebruik maak om te verwys na die Romeinse keisers en ook om na Rome as land te verwys. Vers 2 gaan dan voort en daar vertel dit vir ons van die draak se krag en mag aan die dier oorgedra word. En nou moet ons baie mooi begryp wat hier aan die gebeur is.
Onthou julle nog toe ons besig was met die Johannes Evangelie, het ons in Johannes 17 vers 1 en 2 gesien, dat Jesus gebid het, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee. Wat hier gebeur in Johannes 17, is dat Jesus sê dat hy sy volmag van sy Vader afkry. En nou kom hierdie dier uit die see uit op, en wat gebeur nou? Ons sien daar dat die dier uit die see sy volmag van die draak ontvang. Weereens sien ons dat Johannes vir ons wil sê dat die draak en dan ook die dier uit die see niks anders as 'n naaper van God is nie. Die dier uit die see is 'n naaper van Jesus Christus self. Maar dis nou nie al nie, nou kom ons by vers 3. Vers 3 bevat ook baie belangrike inligting. Daar lees ons dat dit gelyk het asof die dier aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar dat die dodelike wond genees het. Waaroor gaan dit hier? Dit gaan hier oor keiser Nero. Hy het in 68 na Christus selfmoord gepleeg. Wat baie vinnig nadat hy dood is, het daar 'n storie begin versprei, 'n rumor, begin versprei onder die mense, waar die mense gesê het, maar Nero is nie regtig dood nie. Hy het eintlik weer lewendig geword, en hy gaan weer kom, en hy gaan weer sy mag herstel hier op aarde. So, en dis hoe die mense nou vir Nero dan beskou het in daai tyd. Nou ongelukkig is dit in die Afrikaans nie so maklik om raak te sien wat Johannes hier vir ons wil sê nie. Maar in die Grieks, as Johannes hierdie gedeelte skryf, om na die dier se wond te verwys, dan gebruik hy presies dieselfde woord wat in Openbaring 5 vers 6 gebruik word, as daar verwys word na die lam van God wat geslag is. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. En Johannes gaan, en hy gebruik doelbewus dieselfde Griekse woord, as hy verwys na die wond aan die dier, en Christus, wat vir ons geslag is. Hoekom? Want hy wil dit weer eens beklemtoon, dat die dier uit die see niks anders as 'n naaper van Christus is nie. Soos wat die lam van God vir ons geslag is, vir ons sonde, so is hierdie bose dier dan ook geslag, of gewond, soos wat dit hier beskryf word. Maar, dan lees ons verder, dat hierdie dodelike wond aan die dier kwansys sou genees het. En ook hier is dit niks anders as 'n nabootsing van wat Jesus Christus, wat met hom gebeur het, toe hy uit die dood uit opgestaan het nie. Trouwens later in vers 14, ons gaan dit net nou lees, word daar juis geskryf dat hierdie dier weer lewend geword het. En weer gebruik Johannes in die Grieks presies dieselfde woord, presies dieselfde uitdrukking, as wat in Openbaring 2 vers 8 gebruik word, as daar gesê word dat Jesus weer lewend geword het. Skryf aan die leraar van die gemeente in Smyrna, so sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Geliefdes, wat Johannes eintlik dan hier wil doen, is om vir ons baie duidelik te wys, dat hierdie dier uit die see niks anders is, as maar net 'n naaper van Jesus Christus, ons Here nie. Hy doen alles in sy vermoë, om die mense te laat dink, dat hy die eintlike Christus is, dat hy die eintlike verlosser is van die mensdom. Maar natuurlik weet ons dat dit nie die waarheid is nie. Hierdie dier is in werklikheid niks anders as die anti-Christ nie. So hy is die een wat teenoor Christus staan. Hy probeer lyk soos Christus, hy probeer optree soos Christus, hy wil hê die mense moet sy mag beskou soos wat Christus se mag het, maar in werklikheid is hy die teenstander van Jesus Christus. Hy is dan die anti-Christ. Maar dan die onbegryplike.
wat Johannes vir ons hier beskryf. Die hele wêreld, en as Johannes hierdie term gebruik, die hele wêreld, of al die mense van die wêreld, dan bedoel hy die ongelowiges. Hy sê dit ook baie spesifiek, hulle wat nie die siel van God het nie. Maar hy sê dat die hele wêreld, al die ongelowiges, loop met verwondering agter die dier aan. Hulle is doodgewoon nie in staat om te sien dat hierdie maar alles net 'n vertoning is nie. Hulle is nie in staat om die dier se boosheid te herken vir wat dit is nie. Hierdie dier maak of hy onaantastbaar is, maar in werklikheid is dit 'n patetiese figuur, want hy is niks anders as maar net 'n naaper van die ware Christus nie. Maar die mense, die goddelose mense dan, die ongelowiges, is so gefassineer deur hierdie dier, dat hulle begin om hom te aanbid. En dan vra hulle ook daai retoriese vraag, wie kan met die dier vergelyk word, en wie kan teen hom oorlog voer? En die logiese antwoord wat mense hier verwag, is natuurlik niemand nie. Niemand kan met die dier vergelyk word nie. Niemand kan met die dier oorlog voer nie. Maar weer eens, is dit dan net 'n nabootsing van God. Want dit is presies hoe God veral in die Ou Testament beskryf is. Onder andere, ook weer, daar's baie voorbeelde, maar Eksodus 15 vers 11. Wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? En die verwagte antwoord dan, niemand nie. Niemand kan met God vergelyk word nie. Ons het dit ook verlede week gesien, toe ons gepraat het oor Michael. Michael, wie se naam beteken, wie is soos God? So wat Johannes vir ons hier wil sê, is dat hierdie dier wat uit die see uit opkom, aan 'n afstootlike grootheidswaan lei. Hy verbeel hom selfs dat hy groter en sterker en magtiger is as die Here Jesus self. Maar geliefdes, net as dit vir ons lyk asof hierdie dier, die anti-kris, 'n vrye hand het om te doen wat hy wil, lees ons in vers 5, die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster en om 42 maande lank gesag uit te oefen. So hierdie dier, wat homself nou voordoen as Christus, het eintlik nie mag nie. Dit wat hy het, word deur God aan hom toegeken, en hy word slegs toegelaat om in hierdie simboliese tydperk van 42 maande, onthou dit is nou die hele eindtyd, vandat Jesus die eerste keer aarde toe gekom het, totdat hy die tweede keer aarde toe kom, vir hierdie hele simboliese tyd van 42 maande, kan hy sy gesag uitoefen. Maar as Jesus eers gekom het, dan is daar 'n einde daaraan. Ons gaan nog daarby kom vorentoe. Maar hy word toegelaat deur God om hierdie gesag uit te oefen. Maar nog 'n belangrike ding. Ons sien dat hy hierdie gesag slegs oor die ongelowiges kan uitoefen. Oor God se kinders het hy geen mag nie. Natuurlik word Christene, ons wat ook hier in die kerk sit vandag, op baie maniere vervolg vanweë ons geloof. Natuurlik voel ons dit soms aan ons eie lyf, as ons God se naam bely, dat daar dinge gebeur, dat mense dinge van ons sou sê, of dinge aan ons sou doen, omdat ons God se naam bely. Ons voel dit baie keer aan ons eie lyf. Natuurlik word die kerk van Christus ook vandag baie keer aangeval. Maar wat Johannes vir ons wil sê, die dier het nie mag oor ons nie. Hy kan nie met ons maak net wat hy wil nie. Want selfs al sou ek moes sterf in my geloof, is my siel nog steeds veilig by God. Aan ons siel kan hierdie dier absoluut niks doen nie. Nou kom ons by die tweede dier, die dier uit die aarde. Kom ons lees daar vanaf vers 11. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitkom. Hy het 2 horings gehad soos 'n lamsin, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit.
Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een waarvan die dodelike wond genees het. Hy doen groot tekens sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde ook aan om 'n beeld op te rig vir die dier wat die litteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan dat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra, en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mensgetal. Sy getal is 666. Nou in teenstelling met die dier wat uit die see uit opgekom het, wat 10 horings gehad het, kom hierdie dier wat uit die aarde uit opkom, met net 2 klein horingkies. En dit word beskryf dat dit lyk soos die horings van 'n lam. So hierdie dier uit die aarde uit wil eintlik die beeld skep dat hy vreeslik onskuldig is. Hy sal niemand enige kwaad aandoen nie. Inteendeel, as jy so lees van hierdie klein lam met die 2 klein horingkies, dan voel jy eintlik amper lus om hom so teen jou vas te druk. En dis presies die beeld wat Johannes by ons wil tuisbring. Die eerste indruk wat jy het van hierdie dier uit die aarde is 'n onskuldige klein lammetjie. Maar dan lees ons as hy praat, dan praat hy soos die draak. En ons lees ook dat al die eerste dier se gesag namens hom uitgeoefen word. Dat hy doen wat die dier uit die see uit wil doen, dit kom doen die dier uit die land uit hom dus agterna. Hierdie dier uit die land uit sou ons kon sê in ons Afrikaanse taal is eintlik 'n wolf in skaapsklere. Hy doen homself voor as 'n engel van die lig, maar intussen is hy 'n engel van die duisternis. Net soos wat die eerste dier vir Christus naap, sien ons ook dat hierdie tweede dier op sy beurt die Heilige Gees naap. Hoekom sê ek so? In Johannes 16 vers 14 lees ons dat Jesus aangaande die Heilige Gees sê, hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dan gaan ons na Openbaring 13 vers 12 toe, en dan sien ons dat hierdie tweede dier, die dier uit die land uit, presies dieselfde doen wat die Heilige Gees rondom Christus moes gedoen het. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een waarvan die dodelike wond genees het. So ook hier, as dit kom by die dier uit die aarde uit, is dit eintlik maar net 'n patetiese naaper van God wat ons mee te doen het. Hy kan niks uit sy eie doen nie. Hy moet die hele tyd probeer om vir God na te aap. In Openbaring 16 vers 13 word hierdie dier beskryf as die vals profeet. Hy simboliseer met ander woorde alle vals profete deur die eeue heen, mense wat hulle self as lammers voorgedoen het, maar in werklikheid die taal van die draak gepraat het, wat ten doel het om mense te mislei, om mense te verskeur, presies soos wat Jesus ons ook gewaarsku het in Matteus 7 vers 15. Pas op vir die vals profete, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Ook vandag kry ons met vals profete te doen. Ons kry selfs binne die kerk met vals profete te doen. Mense wat nog steeds in die kerk is, maar wat nie die taal praat van Christus nie, wat meer die taal praat van die draak. Want hulle het 'n doel om die kinders van die Here te mislei, sodat hulle hom nie langer meer sal dien nie. Mense wat oënskynlik die kerk goedgesind is,
So op die oog af, as jy kyk na hulle, dan is hulle die kerk goedgesind. Maar gou vind jy uit, eintlik hou hulle nie van die kerk nie. Eintlik hou hulle nie van die Christene nie. Hulle probeer alles in hulle vermoë om hulle skade aan te doen. Hierdie tweede dier beveel dan die aardbewoners om 'n beeld op te rig waardeur hy vereer kan word. Nou daai aardbewoners weer eens, dit is die goddelose mense, die ongelowige mense. Hy moet 'n beeld oprig ter ere van die eerste dier, die anti-kris, en daarna word daar asem in hierdie beeld ingeblaas sodat dit voorkom asof hierdie dier werklik lewe. En dan beveel hy die mense om die dier te aanbid, en elkeen wat weier om dit te doen, lees ons, word doodgemaak. So ons kry weer eens 'n beskrywing van die aanslag teen die kerk en teen die gelowiges, wat deur hierdie bose drie-eenheid teen ons gevoer word. En dan kom ons hier by 'n gedeelte uit wat waarskynlik as die moeilikste in Openbaring beskryf kan word, naamlik die betekenis van die merk en die nommer van die dier. Nou, ek gaan dit probeer om so eenvoudig as moontlik te verduidelik. Ons lees in vers 16 dat alle mense, klein en groot, ryk en arm, slaaf en vry, verplig word om 'n merk op die regterhand en op hulle voorkop te dra. En nou het ek al reeds verwys na al hierdie sensasionele verklaringe wat gegee word hieroor, hoe mense probeer om dit te verduidelik. Maar al hierdie verklaringe wat ons so dikwels van lees, maak dieselfde groot fout. Die teken word telkens verklaar as 'n enkele sigbare teken, een sigbare teken, wat op 'n spesifieke tydperk in die geskiedenis en letterlik op alle ongelowiges se voorkoppe en regterhande aangebring word. So dis hoe dit so dikwels verklaar word, en dit is 'n groot deel van die verwarring wat daar rondom verstaan, dat dit 'n enkele sigbare teken is op 'n spesifieke tyd in die geskiedenis en letterlik op alle ongelowiges se voorkoppe en regterhande aangebring word. Maar die betekenis van hierdie teken, die oorsprong daarvan, moet ons gaan soek in die sekulêre lewe van daardie tyd. Nou soos in die geval van vee wat gemerk word as eiendom van 'n boer, en baie van julle sal presies verstaan waaroor dit gaan, dat 'n bees of 'n skaap of wat ook al een of ander teken ontvang om te sê dit is my bees en dit is my skaap hierdie. 'n Slawe ook in die Bybelse tyd gemerk om aan te dui aan wie hulle behoort. Om iemand se merk te dra, hier soos wat dit hier beskryf word in Openbaring, beteken bloot ek is die eiendom van daardie persoon wie se merk ek dra. En al wat Openbaring 13 eintlik vir ons wil sê, is dat elkeen wat vir Jesus verwerp het, en dis nie die merk, die seël van God het nie, het outomaties die merk van die dier. Dit het net mooi niks te doen met 'n tatoeëermerk of 'n microchip wat in jou ingeplant word of wat ook al nie. Dit gaan doodgewoon oor die vraag, aan wie behoort ek? En dis so eenvoudig soos wat dit is. Aan wie behoort ek? Behoort ek aan die draak of behoort ek aan Christus? En dit is eintlik al waaroor hierdie teken gaan. Dis regtig nie so ingewikkeld soos wat ons dit so dikwels probeer maak nie. Onthou julle nog Efesiërs 1 vers 13, ek het ook al 'n paar keer daarna verwys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Met ander woorde, behoort ek aan Christus, dan dra ek die seël van Christus. Behoort ek aan die draak, dan dra ek die seël van die anti-kris. Dis so eenvoudig soos wat dit is. Maar dan word daar ook vir ons gesê dat dit vir mense wat hierdie seël, wat nie die seël van die dier dra nie,
op baie maniere moeilik gaan wees in die wêreld. Onder andere word dan gepraat van die finansiële probleme wat mense mee te doen sal kry as hulle nie die teken van die dier het nie. Ek het al reg in die begin ook toe met Openbaring het ons gepraat van wat in Smyrna gebeur het. Mense wat gesê het, maar as Christen kan ek nie aan een of ander gilde behoort nie, want hulle doen allerhande bosehede daar, so goddelose dinge, en ek kan nie daarmee saamgaan nie. En dan omdat hulle nie aan die gilde behoort het nie, kon hulle nie verder hulle beroepe beoefen nie, en is hulle uitgeskuif en het hulle natuurlik verarm, want hulle het nie meer 'n salaris verdien nie. Hoe sou ons dit in ons moderne tyd kan verstaan? Vandag. Ek dink op verskillende maniere, maar een voorbeeld wat ek aan gedink het, is die probleem rondom omkopery. As jy vandag 'n groot projek wil aan die gang sit, weet ons mos, is daar 'n baie goeie kans dat iemand na jou toe gaan kom en gesê het, ek gaan daai kontrak vir jou gee, maar ek soek iets in ruil daarvoor. Ek soek 'n koevert met kontant in, en dan sal ek vir jou daai kontrak gee. En as jy sê, ek weier om dit te doen, ek is 'n Christen, ek gaan dit nie doen nie, gaan nie omkoopgeld betaal nie, dan kry jy nie die kontrak nie. En dit is baie frustrerend. Ek dink ons weet almal ook wat hier met die padbouery op 'n stadium aan die gang was. Al die gerugte wat ook daar rondom gegaan het rondom omkopery. Dis uiters frustrerend as dit gebeur. Maar dis die keuse wat ek en jy maak. As ek sê ek is 'n Christen, hoe leef ek as Christen? Ook as daar so 'n tipe van 'n versoek oor my pad kom om omkoopgeld te betaal of selfs om omkoopgeld te ontvang. Hoe maak ek as Christen? Is ek bereid om dan nog steeds op te staan vir die Here en te sê, wel al gaan ek finansiëel skade ly, is ek nie bereid om te doen wat ek weet teen Christus se wil is nie. Ek dink dis maar een manier waarop ons miskien vandag sou kon sê dat 'n Christen dit moeilik vind. Ek dink 'n Christen besigheidsman vind dit vandag al hoe moeiliker om eerbaar voor God te leef uit sy geloof uit en uit wat hy weet wat reg is in God se oë. Maar nou is daar nog 'n ander vraag. En dit is die vraag, wat is die betekenis van daai nommer 666? Nou om dit te verstaan, wil ek net so ietsie vertel van 'n gebruik wat in die Bybelse tyd baie algemeen voorgekom het. Dis 'n gebruik wat bekend gestaan het as gematria. Nou dit is maar net 'n woord wat beteken dat aan elke letter van die alfabet 'n sekere waarde toegeken word, en dat jy dan daai syfers vat, 'n persoon se naam vat, elke letter van die persoon se naam vat, en dan daai waardes aan daai letters toeken, en dan sê, in plaas van om 'n persoon se naam te gebruik, dan gebruik jy net 'n persoon se nommer. So dit was 'n algemene gebruik gewees in daardie tyd. Die Hebreëse alfabet het reeds elke karakter van die 22 karakters van die Hebreëse alfabet, het elkeen klaar 'n getalwaarde ook gehad. A is byvoorbeeld 1, en B is 2, K is 100 en so aan. So elkeen van daai karakters het reeds 'n nommer gehad. En nou is al baie bespiegel. Ons weet dit is die agtergrond hiervan. Die nommer 666 verwys na iemand, en nou is die vraag, maar na wie verwys dit? En na wie het dit verwys in Johannes se tyd toe hy hierdie gedeelte geskryf het? Ek het reeds etlike kere al verwys na keiser Nero. Keiser Nero was veral bekend gewees oor die manier wat hy die mense probeer mislei het, hoe hy die Christene ook doodgemaak het, dikwels hulle vermoor het, gemartel het. En wat Johannes eintlik nou hier vir ons wil sê, is dat hierdie nommer is eintlik Nero. Maar hy kan nie Nero se naam gebruik nie. As hy Nero se naam gaan skryf daar en sê hy is eintlik die anti-kris, dan gaan hy in groot moeilikheid kom. So wat hy nou doen is hy gebruik 'n nommer en hy sê al die mense sal weet van wie ek praat. As ek die nommer 666 gebruik, gaan almal weet van wie ek praat. Nou kom ek verduidelik dit net vir julle gou, dan julle sien daar op die skerm die woorde Neroon Caesar. Dit is
eintlik maar die Grieks vir keiser Nero, Nero en Caesar. En as jy dan gaan en dit in Hebreëse karakters gaan skryf, Hebreëus lees jy altyd so van regs na links, Nero en Caesar. En as jy dan nou gaan en jy vat daai karakters en jy gee aan elkeen van hulle die waarde van, soos wat dit in die Hebreëse alfabet is, 'n nommer, dan word N is 50, R 200, W is 6, N 50, K 100, S 60 en dan die R weer 200 en jy tel dit bymekaar, dan kom jy uit by 666. En dit is algemeen aanvaar dat Johannes hier spesifiek oor keiser Nero geskryf het. Hy was eintlik vir Johannes die verpersoonliking van die anti-kris. Maar nou, is hy die enigste anti-kris? Was daar deur die eeue al ander anti-kriste? Is daar in ons tyd dalk iemand anders wat ons sou kon beskryf as die anti-kris? Nou in die Bybel word daar op 4 ander plekke ook geskryf oor die anti-kris en dit toevallig in die briewe van Johannes, die eerste en die tweede brief van Johannes, dieselfde outeur wat Openbaring geskryf het. 1 Johannes 2 vers 18 skryf hy: Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom en daar is nou reeds baie anti-kriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. 1 Johannes 2 vers 22. Wie is die leenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die anti-kris, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. 1 Johannes 4 vers 3. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die anti-kris, die gees van wie julle gehoor het, dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. 2 Johannes 1 vers 7. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die anti-kris, bedoel. En hieruit kan ons dan 2 belangrike dinge aflei. Die anti-kris is nie iemand wat eers in ons moderne tyd na vore sal kom nie. Hy het reeds in Johannes se tyd bestaan. En die anti-kris is nie een of ander bo-natuurlike wese nie. Die anti-kris is elkeen wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Elkeen wat nie wil erken dat Jesus die Christus die saligmaker is nie. Elkeen wat nie wil erken dat Jesus mens geword het nie. En dan is dit duidelik. Dit help nie ons gaan soek nou vandag oral rond om te kyk wie is nou eintlik die anti-kris en ons gaan soek name en sê dit is Bill Gates of Tim Noakes of wie ook al nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat Johannes sê elkeen wat nie vir Jesus Christus as Here wil erken nie, is die eintlike anti-kris. Ons het dus nie nodig om te gaan soek na 'n spesifieke persoon van vandag nie, want dwars deur die eeue was daar reeds baie anti-kriste, elkeen wat vir Christus verwerp. En dan hier aan die einde sien ons dat Openbaring 13 vir ons sê dat dit die nommer van 'n mens is. 666 is die nommer van 'n mens. Ons het nie nodig om mense te vrees nie, want God is groter en sterker as enige mens. Ons het ook nie nodig om die duiwel te vrees of sy 2 handlangers te vrees nie, want God het klaar die duiwel oorwin. Christus het die duiwel aan die kruis oorwin en hy het sy handlangers ook oorwin. Ons het nie nodig om bang te wees vir hulle nie, want het ons ook gesien, al wat hulle is blote naapers van die drie-enige God, die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. God is groter as enige een van hierdie sataniese trio. En ons wat onsself beskou as God se uitverkorenes, ons weet mos, elkeen wat die seël van God ontvang het, sal ten spyte van die aanslae van hierdie bose trio steeds eendag saam met Jesus Christus in die hemel wees. Daarvan lees ons volgende week in Openbaring 14. Wil ons gaan kyk wat gebeur verder in hierdie verhaal. Nadat die Satan oorwin is, nadat die diere oorwin is, wat gebeur dan met ons
as gelowiges. Amen. Here, dankie dat ons nie nodig het om bang te wees vir al hierdie goed wat ons hiervan lees in Openbaring nie. En Here, ons weet dat daar mense is wat in vrees rondloop. Hulle vrees die draak en hulle vrees die anti-kris en hulle vrees al die tekens van die dier. Maar dankie dat U ons kan bevry daarvan. Dat ons vandag met vertroue vorentoe kan gaan in die geloof dat U reeds die draak en die dier uit die see en die dier uit die land oorwin het. En Here, daarom kom plaas ons vandag al ons vertroue in U, U wat die Almagtige is. Here, ons bid dat U vir ons sal help om in volle vertroue op U ons lewe te leef. In Jesus se naam. Amen.